Ons kom vandag by die maklikste gedeelte en seker die meeste van die tekste wat ons al gelees het. Hierdie jaar, ek wil amper sê een van die maklikste gelykenisse, maar is ook een van die moeilikste gelykenisse. Jy gaan dalk vandag sien hoekom dit so is. Almal van ons het al met gesag te doen gehad, is dit nie? Oral in ons lewe is daar vorme van gesag, en ek jy aanvaar gesag of ons aanvaar dit nie. Daar is een van twee dinge. Julle ken al wat se jukkel ek daarin het, is as ouens so by verkeerslig kom en hulle ry net oor, of by 'n stopstraat kom, hulle ry net oor en hulle stop nie. Ek raak sommer kinderlik ongelukkig as ek dit sien. Maar dis 'n manier van gesag nie te aanvaar nie. Want jy weet wat sê die gesag, wat mag ons, wat mag ons nie. En om net dit te ignoreer en aan te gaan is 'n manier om te sê, maar ek gaan vaar nie hierdie gesag nie. Ek doen net wat ek wil. My gesag is hoër as ander gesag. En totdat die gesag jou uitvang, en dan is 'n verkeerskonstabel wat sê, trek bietjie af, stop bietjie hierso. En dan jy kan jouself nie sê nie, maar jy kan nie jou uitpraat daaruit nie. As jy die gesag verontagsaam, is daar gevolge, daar's nagevolge daarvan, sodat jy kan nie op jouself verskoon of verweer in 'n hof as jy uitgevang is nie. Maar meer prakties, by die skole sien ek het nou baie, ek is 'n beheerliggaam by 'n skool hier in Boksburg, en die sake wat baie keer voor op ons tafel land, dissipline en 'n klomp verskillende goeders wat gebeur. En ons het dit al gesê, baie keer dis 'n ouer probleem, die gedrag wat op die skool is, want jy kry baie keer dat onderwysers gedreig word en goed gesê word en gedoen word, dan skrik mense en mense wil sê, maar hoe kan so 'n kind dit doen? En dan het ons nou al baie gesê, maar dis 'n ouer probleem, want die ouer het daai kind groot gemaak of nie groot gemaak nie, en daarom is daar of dissipline of daar's nie dissipline nie. Maar ek het iets meer besef. Dis 'n gesagsprobleem. Want as ouer, as ek nie gesag aanvaar nie, as ek oor 'n stopstraat of oor 'n robot ry, dan sê ek voel 'n veer vir die regering, ek voel 'n veer vir dit wat die reëls sê, ek kan maak net wat ek wil. Nou as ek nie begin gesag aanvaar nie, en as ek my nie self onder gesag plaas nie, dan gaan my kinders dit ook nie dit doen nie. En dan gaan hulle optree, asof daar nie meer gesag is nie. So ons ouers baie keer is die rede hoekom ons kinders gesag nie aanvaar nie, hoekom daar nie meer dissipline is nie, want ek en jy wil nie meer gesag aanvaar nie. Dit gebeur wanneer ons praat oor gesag, of die regering se gesag is, of het maak nie saak wie se gesag is nie, ons wil nie gesag aanvaar nie. Dis deel van die liberalisme is, sê, elkeen doen sy eie ding, jy gaan nie vir my sê wat ek wil doen nie. Maar gesag is 'n belangrike ding. By die werksplek is dit dalk makliker om gesag te aanvaar. Want as jy jou werk doen, as jy die opdragte uitvoer wat vir jou gegee word, dan gaan dit goed. Maar as jy nie die opdragte uitvoer wat aan jou gegee word nie, dan gaan jy of 'n dissiplinêr kry of jy word afgedank. Daar besef ons die konsekwensies baie keer van wat dit beteken as mens nie gesag aanvaar nie. Maar iets wat ons moet besef, gesag is nie neutraal nie. En gesag het gevolge. En dis juist die gelykenis wat ons hier lees in Lukas 20, waaroor dit alles gaan in vers 9 tot 19. 'n Gelykenis wat gaan oor 'n eienaar wat 'n wingerd het, oor boere, en dit gaan oor slawe en 'n geliefde seun, wat ons vandag gaan leer. En hierdie gelykenis het een belangrike, moeilike vraag wat dit vra. Aanvaar jy die gesag van die seun van die mens? Die gelykenis kom na 'n kort gesprek, en Stefan het verlede week vir ons daarin gelei, waar Jesus se gesag juist bevraagteken was. En Jesus eintlik nie vir hulle direk geantwoord nie, en hy eintlik gesê het, maar onder watter gesag is Johannes? En
En nou, net na daai gesprek, kom Jesus en hy antwoord eintlik nou fisies. Eintlik daai vraag oor gesag word nou geantwoord oor waar lê Jesus se gesag eintlik. Hy gee 'n direkte antwoord vir hulle. So as ons gaan kyk na die gelykenis self, begin dit in vers 9. Daar was 'n man wat 'n wingerd aangeplant het. En toe het hy dit aan landbouers verhuur en vir 'n lang tyd op reis gegaan. En toe die tyd was vir die oes, om die oes te kom, toe stuur hy 'n diensknegt, stuur hy 'n slaaf om die opbrengs te ontvang, want hy is geregtig daartoe. Hulle wat die land by hom huur, die boere, moet vir hom sy deel gee. En dan in hierdie gelykenis mishandel hulle hierdie slaaf wat hy na hulle toe stuur. Hulle stuur hom met leë hande weg. En dan stuur hy 'n tweede en 'n derde slaaf. Stuur hy so doen. Elke keer word hulle geslaan, hulle word verneder en weggejaag met niks nie. En dan besluit die eienaar. Toe sê die eienaar van die wingerd: "Wat sal ek doen? Ek sal my geliefde seun stuur. Dalk sal hulle hom met respek behandel." Nou weet jy dadelik waaroor gaan hierdie gelykenis. En dan kom ons agter in hierdie gelykenis, dan sê daai boere vir mekaar: "Joh, maar hierdie is die erfgenaam, hierdie geliefde seun is die erfgenaam. As ons hom uit die weg uitdryf, dan kan ons hierdie grond vat, as dit ons in, en hoef ons niks te gee nie." En dan kom Jesus en hy vra hierdie vraag: "Wat sal die eienaar van die wingerd met hulle doen?" En dan antwoord hy self, en hy sê, hy sal kom en die landbouers doodmaak en die wingerd aan die ander mense gee. En dan reageer die mense skerp: "Mag dit nooit gebeur nie." En dan die volgende gedeelte van die gelykenis bou Jesus op dit wat in Psalm 118 alreeds geskryf was oor die klip wat die bouers afgekeer het, juist dit wat die hoeksteen moes word. En dan sê hy vir hulle, en hy waarsku, elkeen wat op daardie klip val, sal verpletterd word. En as dit op iemand val, sal dit hom vergrys. So, en dit moes dadelik vir 'n klomp mense, 'n klomp dinge moes beteken het. Want dis juist die Fariseërs wat juist het die gesag van Jesus wat daar voor ons staan. So 'n paar rolspelers, net om vinnig, en jy sal hulle almal herken het in hierdie gedig. Die eerste en die eienaar weet ons is God self, in hierdie gelykenis. Die wingerd is Israel. In Jesaja 5 vers 1 tot 2 lees ons: "Maar God plant 'n wingerd, versorg dit, maar dit dra wilde druiwe." Is dat Israel op sy eie pad gegaan het en dat God dan mense stuur, dat hy profete stuur, knegte stuur, om hulle te gaan dien. 2 Kronieke 36 vers 15 tot 16. Die Here, die God van hulle vaders, het voortdurend profete na hulle gestuur. Hulle het die boodskappers van God uitgelag, sy woorde geminag en sy profete bespot. En die boere in hierdie gelykenis is die Fariseërs, die Sadduseërs, al die skrifgeleerdes, die leiers, geestelike leiers van die volk, wat hulle self die gesag vervat en hulle staan voor Jesus en hulle vra hom, daag hom eintlik uit, maar wat se gesag doen u dit? Hulle aanvaar nie die gesag nie, net soos hierdie boere. En dan die seun in die geliefde seun in hierdie gedeelte, weet ons, dis Jesus. En dis 'n boodskap wat sterk is, juist vir hierdie Fariseërs wat Jesus vir hulle kom sê, maar julle het herhaaldelik my gesag verwerp. En daar's konsekwensies as julle aanhou om my gesag te verwerp. As hy die seun stuur,
Na die tyd dan sê hy, daar's gevolge daarvoor. Juist oor as hy 'n gedeelte inbring, ons gaan nou daaroor praat, oor die hoeksteen, die klip wat oorgeval word en wat jou sal verpletter, maar daar's gevolge as jy nie vir Jesus nie die seun aanvaar nie. En dan is daar half hierdie skokkende, vir my is dit half hierdie skokkende gedeelte in die gelykenis, as die Vader, as hy sê hy gaan sy geliefde seun stuur, dan sê hy, dalk sal hulle hom met respek hanteer. Want dis nie net my profete wat ek mee stuur nie, ek stuur my seun, dalk sal hulle hom met respek behandel. Want sien die seun, Jesus, dra die volle gesag van die Vader. As hy na die aarde toe kom, dan kom hy namens die Vader met die volle gesag. Alles wat hy doen, en dan sien ons net hoe mense hom minag, hoe die Fariseërs omkoggel en sy gesag ontken, keer op keer. Maar kom ons bring dit na ons toe vandag. Kom ons begin vir ons self vra, wat maak ek en jy vandag met die gesag van Jesus? Aanvaar ek dit in my lewe? Of verwerp ek dit? Maak ons met hom dieselfde as wat ons maak met die wette en die gesagsstrukture wat in die land is. Dat ons net ons rug daarop draai. En die kernvraag volgende is Jesus die hoeksteen? Is hy die hoeksteen van jou lewe? En dan is die vraag, lyk jou lewe so? Bou jy regtig op hom? Ongelooflike gedeelte as Jesus in die teks in vers 17 kom, dan staan daar, Jesus het hulle stip aangekyk en gesê. En as hy hulle stip aankyk, dan weet die Fariseërs, want hy kyk hulle in die oë. Daar's nou geen twyfel met wie hy praat nie. Dan sê hy, wat beteken dit dan wat geskryf staan? Die klip wat die bouers afgekeer het, juis, dit het die hoeksteen geword. Jesus het presies geweet wat gaan hulle harte aan as hy hulle hier aanspreek. Jesus het nie op hulle gevoel probeer speel nie. Hy het regtig met hulle gepraat oor wat die gevolge is. Hier's 'n gesagsoomlik. Jesus wat vir hulle sê, ek is die hoeksteen, ek is die gesag. As jy my nie aanvaar nie, aanvaar jy ook nie die Vader nie. En daar is konsekwensies vir jou optrede, en jy moet dit weet. Psalm 18 was juist die gedeelte wat God vroeër al vir die profeet, vir die digter gegee, die klip wat die bouers afgekeer het die hoeksteen geword. Van die Here het dit gekom. Dit is 'n wonder in ons oë. Dit is 'n wonder in die oë van die wat die gesag aanvaar. In die Ou Testament het 'n hoeksteen juist beteken daai fondasiesteen waarop alles gebou was. Dit was die belangrikste gedeelte van 'n gebou. Dit het bepaal hoe daai gebou gaan lyk. As die hoeksteen nie reg geplaas is nie, en nie reg gestaan het, het die res van die gebou kokkaai uitgedraai. Dit was die belangrike steen, en Jesus kom maak 'n verskriklike belangrike stelling en sê, as jou lewe nie op my as die hoeksteen kom plaas nie, dan is dit so goed soos van die ander gelykenis wat Jesus dan bou jy op sand, dan gaan dit nie jou lewe nie die reg uitdraai nie. Maar dan gaan jou lewe ook gaan ek 'n struikelblok in jou lewe word. Dan gaan my teenwoordigheid en wie ek is en my gesag maak dat daar gevolge is in jou lewe. Waar jy oordeel op jouself gaan bring of my oordeel jou gaan verpletter. Want dis die gedeelte wat Jesus dan juist vir hulle kom sê. Jesus is die hoeksteen. En die vraag is hy my en jou so hoeksteen. Stoot ons sy gesag weg, of aanvaar ons dit? Die Nuwe Testament het
het gereeld daaroor gepraat. Hier sommer net 2 tekste in Handelinge 4 vers 1 word dit bevestig. Hierdie Jesus is die steen wat deur julle bouers verwerp is, wat die hoeksteen geword het. Efesiërs 2 vers 19 tot 22. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar julle is medeburgers van die heiliges en die lede van die huisgesin van God, gebou op die fundament van die apostels en die profete, met Christus Jesus self as die hoeksteen. In hom verrys die hele gebou, goed saamgevoeg tot 'n heilige tempel in die Here. In hom word julle ook saam opgebou tot die woonplek van God deur die Gees. So belangrik dat ek en jy hierdie gedeelte verstaan, is dat Christus die hoeksteen vir ons gemeente is. Die hoeksteen is van die kerk van Christus. Ek kan nie net met Christus sê, ja, hy is my verlosser en saligmaker, maar ek aanvaar nie sy gesag as dit elke dag in my lewe kom oor die dinge wat ek doen, hoe ek optree, hoe ek leef nie. Dan bou ek nie my lewe op hom nie. Kerk wees, hierdie gedeelte gaan oor die kerk. Elke gelowige het burger van God en daarom bou ons lewe op die gesag van Christus. Hy is die fundament. Dis op hom wat ons staat maak, op sy woord. En daar's 2 moontlikhede wat gebeur met as ek Christus ons gesag aanvaar of nie aanvaar nie. As ons die gesag van Christus nie aanvaar nie, dan val ek op die steen of die steen vergrys my. Ek word daardeur geoordeel. Of ek aanvaar die gesag en ek stap saam met Christus hierdie pad. En daarom wil ek vanoggend vir jou vra of Jesus jou hoeksteen is. Aanvaar jy sy gesag in elke deel van jou lewe. Hierdie gedeelte het ook 'n stuk hoop gebring vir die gelowiges. Gelowiges wat gesien het, joh, maar kyk hoe hierdie godsdienstiges gelowiges agtervolg, hoe hulle die gelowiges vervolg. En dit die hele tyd gelyk amper dieselfde as wat die Jesus gebeur het, waar gelowiges selfs doodgemaak is, net soos die Fariseërs en die Sadduseërs vir Jesus gekruisig het. So die vroeë kerk het geworstel, maar hoekom gebeur selfs hierdie slegte dinge met hulle? En hierdie was selfs hierdie gelykenis as Lukas dit deel en skryf en dit vertel word vir die gelowiges, dan is dit 'n stukkie goeie nuus. Want dan gebeur daar slegte dinge in die wêreld vandag. Almal gaan moet buig oor of hulle Christus aanvaar het, of hulle lewe op Christus staan. Selfs die slegte dinge wat gebeur in die wêreld, kan nie God se plan onkant vang nie, kan nie God se plan van stryd bring nie. God voer sy plan deur, al word sy geliefde seun aan 'n kruis opgehang en sterf hy aan 'n kruis. So wat beteken dit prakties vir my en vir jou vandag? Want dit vra dat elke dag ons gaan moet antwoord op Jesus se gesag. Dat ek nie Jesus aanwend in my lewe om te vra maar hoe pas Jesus in my lewe nie. Maar dit gaan juist daaroor, hoe pas my lewe aan by Jesus se plan. So hier is maar net so 'n paar praktiese dinge, 'n paar areas in ons lewens wat ons onsself die vraag moet gaan vra. As ek kom by my werk, my loopbaan, en daar het ons nou al 'n paar gelykenisse deur hierdie jaar gehad oor die minas en oor 'n klomp gedeeltes, is dat ons weet dat God vir ons ook gemaak het om te werk. Adam en Eva het in die tuin van die Eden al gewerk. En ons roeping het ons werk saam met God oral waar ons is. En ons werk nie vir onsself nie, ons werk vir hom. Ons is deel van dit wat hy ook doen. So as ek dien, as ek werksaam is, doen ek dit vir myself of doen ek dit met integriteit of wat ek kort paaie? As ek kom by Jan Tax,
Die jong mense wat nie weet wat Jan Tax nie, by SARS, vul ek maar daai vormpie so in, sodat ek so 'n bietjie ekstra geldjie spaar, of aanvaar ek die gesag van die staat selfs, as dit kom by daai dinge. Aanvaar ek die gesag wat God oor my geplaas het. Vandag moet ek jy besef, die skrif sê vir ons duidelik, die gesag wat oor my en jou in hierdie land is, het God daar geplaas. En wanneer ek en jy dit verwerp ons God ook. Ons moet dit verstaan. Die skrif sê dit vir ons. So die vraag is, wat doen ek en jy met die gesag by die werk? Wat 'n kort paai, of doen ek my beste van dit wat my gevra word? In ons verhoudings, leef ek onder Jesus se gesag as dit kom by my verhoudings? Bepaal dit hoe ek my man of my vrou en my kinders in die huwelik hanteer, hoe ek my vriendskappe hanteer? Dra ek 'n wrok of vergewe ek? Is my lewe wanneer ek met mense besig is, dit diensbaar, of gaan dit oor selfgeregtigheid wat ek uit 'n verhouding uit kan kry? Klomp goeders kom in deur al hierdie gelykenisse wat Jesus keer op keer deur hierdie jaar gevra het. Is dit eintlik die vraag wat hy vir my en vir jou vra? Stap jy saam met my? Is jy op pad saam met my dat jy die lewe kan kry? Of aanvaar jy nie die gesag wat ek vir jou gee nie, wat ek van jou vra nie? As dit kom by geld en besittings, kan ons maklik sê, maar dis myne, ek verdien dit. Of ons kan leer wat die skrif ons sê, maar alles wat ons het is God se, en ek en jy is bestuurders daarvan. Doen ons dit met die nodige respek, dat ons dit wat God vir ons gee, volgens sy koninkryks roeping aanwend. Is ons goeie rentmeesters van dit wat God vir my en vir jou gee. As dit kom by die samelewing en by die politiek, ons sien genoeg voorbeelde daarvan, waar gesag bevraagteken word, en dis kom korrupsie so hand uitdruk, en magspeletjies is, en rassespanning is, en 'n klomp goed wat verkeerd loop in ons land. Maar uiteindelik vra Jesus, aanvaar jy my gesag wat ek vir jou gee, en as jy gehoorsaam, bou jy op my as die hoeksteen, of luister jy na die praatjies van ander mense en doen jy net jou eie ding? En daaroor moet ek en jy ons lewens elke dag antwoord. Daai gesag word erken, ek en jy van wie Jesus is, nie net elke Sondag as ons hier praise and worship nie. Ons erken Jesus se gesag wanneer ons gehoorsaam is in alles wat die woord vir ons vra, elke dag in ons lewens. Dis waar die antwoord kom. Of my lewe gebou is daarop. Waarom moet ek vir jou dalk 'n lewensritme wat jou kan help om jou te herinner daaraan, sodat ek en jy gereeld kan aanhou om dag vir dag dit in te oefen, om onsself elke oggend sê nou maar te begin, om te sê maar, Here help my dat ek vandag, soos daai gebed sê, Here Jesus, U is die hoeksteen, ek erken U vanoggend, ek onderwerp my vandag aan U gesag, lei my gedagtes, lei my woorde en my dade vandag, dat ek gehoorsaam word. As ons so selfs ons dag begin, dan begin ons om te sê, ek bou vandag my lewe op Christus. Die tweede een, is dalk ergens in die dag om vir jou te gaan stilstaan en vir jou die vraag dalk te vra, is ek vandag besig om my eie wingerd te bestuur of leef ek onder Jesus se gesag? Net in die middel van die dag net vir jouself te vra, waarmee is ek besig? Waar bou ek op nou? Bou ek op die hoeksteen of is ek besig met my eie ding? Aandrefleksie, sommer net 'n paar vrae wat jy jouself kan vra. Waar het ek vandag Jesus se gesag aanvaar? Waar het ek probeer my eie baas wees? Hoe kan ek môre weer onder sy gesag leef? Belangrike goeders, of 'n weeklikse ritme wat julle saam kan doen by die huis, om vir jouself juist te kom vra, maar vir mekaar aan te moedig,
waar kan ons vergifnis vandag of uitdeel? Hoe kan ons mense vergewe rondom? Hoe kan ons gasvryheid betoon? Hoe kan ons 'n keuse maak om my eeugoed te kruisig en maar Jesus te eer? Dat mense sommer net saam kan gesels, selfs by die huis daaroor. Maar die groot vraag is, wat gaan jy doen met Jesus se gesag? En dis nie wat gaan jy doen met hom hier as jy in die kerk sit nie. Daar waar niemand jou raak sien nie. Daar waar niemand oor jou skouer loer en jou gaan uitvang nie. Hoe gaan jy in daai situasies optree? Gaan jy compromise? Gaan jy vir jou eie 'n keuse maak wat gemaklik is vir jouself? Of gaan jy kies om gehoorsaam te wees aan dit wat Jesus vra? Gesag is nie neutraal nie. Gesag het konsekwensies. As ek dit nie aanvaar nie, het ons gesien wat die skrif sê. As ek dit aanvaar, dan bou ons lewens op Christus. En dan bou ons lewe op hom. Amen. Ons het 2 gesprekvrae. Ek wil hê, so belangrik om te reflekteer, en dis deel van hoekom ons ook hierdie vrae baie keer het. Ons het by die lenteskool, so 2 weke terug, ek en Stefan, het hulle dit gereeld, omtrent in elke vir ons gesê hoe belangrik dit is. Mens leer baie keer nie net deur informasie en deur kennis nie, jy leer nie net deur gebeurtenisse of ervaring in jou lewe nie. Ervaring help jou om te leer nie. Wat jou help om te leer is om te reflekteer oor jou ervaring, te reflekteer oor die kennis ook wat jy gekry het. En daarom is hierdie vraag so belangrik. So ek wil graag hê, deel met iemand langs jou, en dat julle oor hierdie 2 vrae gaan gesels, en bietjie daaroor reflekteer oor wat sê God vandag vir my, en wat doen dit aan my? So die eerste vraag is, waar in my lewe probeer ek nog my eie wingerd bestuur, asof ek die eienaar is, en sukkel ek om Jesus se gesag toe te laat? En die tweede vraag, watter een praktiese stap kan ek hierdie week neem om Jesus se gesag meer bewuslik te aanvaar en uit te leef in my werk, in my huis of in my verhoudings? Alright, ek gee vir julle 2 minute om te deel. So elkeen het 1 minuut. Vader, iets sommer net volgend in ons gesprekke ook so net gehoor, waar ons tekort skiet, waar ons sukkel, het gehoord in ons gesprekke. Watter voornemens ons het, waar wil ons prakties begin om meer en meer ons lewens op U as 'n hoeksteen te bou, en Vader, help ons daarin. Help ons dat ons mekaar ook help en mekaar aanmoedig. Here, want ons wil nie hê dat ons lewens of ons gemeente gesagsloos is, sonder U gesag aanhou en voortgaan nie. Vader, ons sien net hoe dit fisiese voorbeelde, wat ons vanoggend net genoem het, wat in ons skole gebeur, omdat gesag nie meer aanvaar word nie. Vader, ons wil dit nie sien in ons kerk en ons lewens nie, want ons ken die hartseer gevolge daarvan. Maar Vader, help vir ons dat ons so mekaar help en mekaar aanhou, bystaan en aanmoedig, sodat ons bly bou op U as ons hoeksteen. En ons wil vanoggend sê, Vader, dankie. Dankie dat U vir ons lewe gee. Dankie dat U gesagsvol is en gesag het. En ons kies nou om onsself onder U gesag te plaas en ons lewens op U te bou. Hier is ons Heer. Gebruik ons in Jesus naam. Amen.